lag oor my skouers val en my hart nie meer kan bid nie. Hoor ek die stem in die stilte sê, kind, ek lei jou, kom rus by my. Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Ek was moeg van die pad, my voete vol stof, my oë op storms, my hande te dof, maar U het my gevind waar ek alleen staan, en U het my naam deur die donker geroep. Daar's 'n groen veld na die woestyn, Daar's 'n sagte wind waar die honde verdwyn. U bring my terug as ek self nie meer kan. U dra my siel in U liefde se hand. U verkwak wat gebreek is, U genees wat nog bloei, en die spore van geregtigheid leer U my weer groei. Heer is my herder, ek sal nie vrees nie, al loop ek deur die dal, U is naby my. U stok en staf, dit hou my staande. Goeienaand broer Leon. Volg my elke dag, my beker loop om, my hart sing weer, teenoor my vyande dek U 'n tafel, Heer. Die Heer is my herder, my toevlug, my lied, in U huis sal ek bly, vir ewig by U. Onder olyfbome hoor ek U vrede, soos 'n ou gitaar in 'n aandgebed. Die wynrooi son oor berge van genade, wys my die pad wat U lank al gereed het. Ek ken die skade, ek ken die pyn, ek ken daardie plek waar op klein begin lyk, maar selfs in die vallei waar die dood asemhaal, is U hand op my skouer, U stem my verhaal. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Amen. Die vrede in my bors waar die vyand wou steel, maak U oorvloed en troos. Die Heer is my herder, ek sal nie vrees nie, al loop ek deur die dal, U is naby my. U stok en U staf, dit hou my staande, U goedheid en guns volg my elke dag. My beker loop oor, my hart sing weer, teenoor my vyande dek U 'n tafel, Heer. Die Heer is my herder, my toevlug, my lied, in U huis sal ek bly, vir ewig by U. Daar is rus by die water, daar is brood op die tafel, daar is olie vir die wonde, daar is lig in die nag, Daar is genade wat volg, daar is guns wat my vind, daar is 'n herder wat wag. vir sy moederlose kind. Die Heer is my herder, Niks sal my ontbreek nie, hy laat my neerlê, in groen weivelde, na waters waar rus is. lei hy my heen. Die Heer is my herder, ek sal nie vrees nie, al loop ek deur die dal, U is naby my. U stok en U staf, dit hou my staande, U goedheid en guns volg my elke dag. My beker loop oor, my hart sing
Suster Johanna, goeienaand. Prys die Here. Amen, broer Leon. So waar, so waar. 'n nag is stil, waar donker jou kom vreet, en jou gedagtes wil wegsink, waar swaar op jou kom lê, en die stryd jou wil oorwin, hoor ek, moenie vrees, want hy is my herder, 'n ewige lig binne my duisternis, by hom vind ek skuiling, hy is my skuilplek, ek lig my kop in sy oorwinning, Goeienaand, broer Ben. al skree die nag nog in my ore, hy het reeds die stryd gewen, my rot staan vas, my hart onthou, ek is nie alleen, nooit verlore, in sy lig breek elke ketting nou, ek leef in sy oorwinning, van met 'n vriend, gee sy alles vir my, in my swak dae en al my dae, is sy my rots, my helper, ek staan weer op, ek staan weer vas, in die nagmerrie van myself, is hy my sterk vesting, hy bring rus, in my gemoed en gedagtes, gee vrede wanneer die donker, sy vacht hande wys, ek lig my kop in sy oorwinning, al skree die nag nog in my ore, hy het reeds die stryd gewen, my rot staan vas, my hart onthou, ek is nie alleen, nooit verlore, in sy lig breek elke ketting nou, ek leef in sy oorwinning. Jesus beskerm my, hy red my, hy dood sy geet, waar ek bloei van al my wonde, raak hy my aan, en ek word genees, ek eet van die brood van lewe, my siel word weer gevul, die dood het sy greep verloor, die graf het geen houvas meer, ek lig my kop in sy oorwinning, nou skyn die lig deur elke wond, hy het my naam reeds uitgeroep, my rots bly staan, my hoop bly vas, ek hoor sy stem bo elke storm, die nag het nie die laaste woord, ek leef
voor ons aangaan, ek sien Suster Johanna se anniversary follower. Broer Leon, julle is milestone followers. En broer Ben, julle is anniversary followers. Ja, ons kom nou al 'n pad saam op Facebook, hoor. Prys die Here, halleluja. Wees my genadig, Heer groot, vol ontferming in my nood, want ek ken my oortredinge, my sonde staan voor my gedurig. Altyd Heer is dit voor my oor, ek voel die swaar van skuld se boeie, teen U alleen het ek gesondig, gedoen wat verkeerd is voor U, o Heilige, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou, sterk en reg. Ek buig nou laag hier voor U troon, want sonder U is ek verlore. Skep in my rein hart, o God, maak my binneste weer vas, ontsondig my met hiesop, Heer, laat my leef in Uwe krag. Was my, dat ek bitter wees, as sneeuw wat val oor wintervel. Skep in my rein hart, Heer, hou my veilig in U hand. Prys die Here, Suster Johanna. Jammer om te hoor oor die val. Oh. Mag die Here jou deurdra. Neem nie weg U Heilige Gees, laat my weer in U vrede wees. Gee my terug die vreug van redding, hou my vas met vaste leiding. Waar ek val, tel U my op, waar ek breek, maak U my heel. Waar ek dwaal, roep U my terug, U genade bly my deel. Skep in my rein hart, o God, maak my binneste weer vas, ontsondig my met hiesop, Heer, laat my leef in Uwe krag. Was my, dat ek bitter wees, as sneeuw wat val oor wintervel. Skep in my rein hart, Heer, hou my veilig in U hand. Offers bring ek nou nie net, maar 'n hart wat voor U kniel. 'n gebroke gees bring ek vandag, U maak heel wat seer kom stil. Maak my lippe oop tot lof, laat my mond U grootheid noem. U genade dra my altyd, U maak woestyn weer blom. Waar ek val, tel U my op, waar ek breek, maak U my heel. Waar ek dwaal, roep U my terug, U genade bly my deel. Skep in my rein hart, o God, maak my binneste weer vas, ontsondig my met hiesop, Heer, laat my leef in Uwe krag. Was my, dat ek bitter wees, as sneeuw wat val oor wintervel. Skep in my rein hart, Heer, hou my veilig in U hand. Vergewe my asseblief, Al die eer aan Koning Jesus, broer Ben. alleen Suster Johanna, met liefde. Alles met liefde. Amen. Amen.
Goeienaand, Suster Isabel. En Suster Isabel is 'n top fan. Die ander is anniversary en milestone followers. Prys die Here. Gepraat van die pad naby, van mense hande, van oordeel en skyn. Halleluja. Die seun van die mense oorgegee word, gebreek vir die wêreld, verwerp en vermoor. Maar in sy woorde was lewe versteek, 'n derde daglig wat deur donker te breek. Hulle het geluister, maar nie verstaan, bang om te vra waarheen hy moes gaan. En op die pad het hulle fluisterend gestaan. Wie is die grootste? Wie sal bo uitgaan? Maar Jesus het geweet wat in stilte lê. Hy roep hulle nader en begin toe sê, wie eerste wil wees, moet laaste gaan staan. Wie groot wil wees, moet dienend bestaan. Buig laag met liefde, gee alles vir my, want die kleinste in die koninkryk is groot aan my sy. Wie eerste wil wees, moet laaste bly. Dra ander se laste, vergeet van jouself verby. Nie met 'n kroon van trots of eer, maar met 'n hart wat dien voor die Heer. 'n Kapernaum toe die huis stil raak, vra hy oor woorde wat harte verraai. Hulle het geswyg want hulle het geweet, hul drome van grootheid was leeg en verkeerd. Hy gaan sit soos 'n meester vol rus, roep die 12 nader, deur waarheid gekus. Nie mag nie naam nie hoë gesag, maar nederige liefde dra ewige krag. Want hy wat die hoogste in heerlikheid was, het laag kom buk onder sondaar se las. Hy het nie gekom om gedien te word, maar om te gee tot die dood aan die kruis. Wie eerste wil wees, moet laaste gaan staan. Wie groot wil wees, moet dienend bestaan. Buig laag met liefde, gee alles vir my, want die kleinste in die koninkryk is groot aan my sy. Wie eerste wil wees, moet laaste bly. Dra ander se laste, vergeet van jouself verby. Nie met 'n kroon van trots of eer, maar met 'n hart wat dien voor die Heer. Leer my, Jesus, om minder te wees. Breek my trots deur uw Heilige Gees. Laat my nie jaag na 'n aardse troon, maar kniel by voete, nederig en skoon. Maak my 'n dienaar, maak my getrou. Laat my uw pad deur die donkerte hou. As ek moet sak, laat ek sak voor u, want laar by u is hoër as roem. Wie eerste wil wees, moet laaste gaan staan. Wie groot wil wees, moet dienend bestaan. Buig laag met liefde, gee alles vir my, van die kleinste in die koninkryk is groot aan my sy. Die seun
Amen. Prys die Here. Amen. Yes, Lord. As u my daar vind, laat my in soos 'n kind van die kind, want voor u troon sal die waarheid bly staan. Wie laaste was, sal eerste ingaan. Een van die harmses is op. Welkom, welkom. Geniet dit saam met ons. Prys die Here. Halleluja. Groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Halleluja. Maar Jesus het gekyk na harte. Yes, Lord. Want skoon vingers beteken niks, as die siel nog vuil praat nie. Van Jerusalem af kom hulle aan, Yes, amen. met boeke in die hand en oordeel in hul oë. Waarom was jou mense nie reg nie? Vra al koud. Terwyl genade voor hulle staan en hulle hom nie glo nie. Ja. Hulle tel die stof op iemand anders se brood, maar mis die klip in hul eie bors. Hulle bou 'n wet om mense vas te bind, maar breek God se gebod in die proses los. Gewe ons, Here. Waarom maak jy so? Dit is allemaal om hom. Vader hardop gesê, O, Here. eer met lippe, sing met monde, maar julle harte is ver weg. Waar is jou hart as jou lippe my prys? Amen. Waar is jou hart Vader, as jou woorde. woorde mooi reis? Amen, Brobotie. Hande was en water so helder, maar net God kan die donkerheid jou binneste tel. Brobotie is ook 'n top fan. Halleluja. Prys die Here. Deed jou hart oor jou tong uitgly. Halleluja. Here was my dieper as my vel. Maak my hart weer rein, maak my hart weer wel. Eer jou vader, eer jou moeder, Amen. was die woord wat God self gee. Ja, is waar. Maar hulle draai dit om met offers en redes en sê, ek skuld jou niks meer nie. So maak hulle liefde 'n koue tradisie en noem dit heilig voor die skare. Maar Jesus sien deur Goeienaand, broer Reinier. Ook 'n top fan. Halleluja. geveinsdes klink die waarheid skerp. Dis wat Facebook sê. Jesaja het lankal van julle gepraat. Eer my net mond. Waar is jou hart as Jou lippe my prys. Waar is jou hart as jou woorde mooi reis? O, Here. Kan jou hande was en water so helder, maar net God kan die donkerheid jou binneste tel. Dis waar, dis waar. Niemand gaan maak jou vuil voor my, maar wat uit jou hart oor jou tong uitgly. O Here, was my dieper as my vel. Maak my hart weer rein, maak my hart weer wel. Laat my nie 'n blinde leier volg, wat self nie die pad kan sien. Asseblief nie. Laat my nie val in 'n sloot van trots. Ja, Met 'n Bybel in my amen. hand en geen liefde binne-in. Yes. Elke plant wat u nie geplant het nie, sal uitgetrek word met die wortels saam. Yes, amen. Plant in uw waarheid diep in my. Plant uw genade
Oh, en woorde wat breek. Uit die hart kom oordeel en laster. As die mens nie voor die keel smeek, Maar uit die hart wat u kom genees het. vloei sagte woorde soos reën oor grond. Daar groei vergifnis, daar groei eerbied, daar word aanbidding meer as mond. oh yes. Waar is my hart as my lippe U prys? Waar is my hart as my hande oprys? Ek wil nie net skoon lyk voor mense se oë. Ek wil rein wees waar net U kan kyk. Nie wat ingaan maak my vuil voor U, maar wat uit my hart maak buite toe vloei. O Heer, was my dieper as my veld, maak my hart weer rein, maak my hart weer wel. Was my hart, Heer Jesus, nie met my hande nie. Was my hart, Heer Jesus, bring my nader aan U. Die wêreld kyk na hande, Jesus kyk na hart. Amen. En waar die hart rein word, word die mond 'n altaar. Sjoe. Amen. Sjoe. Prys die Here. Ja, soms weet ek nie hoekom ek sommer net 'n paar liedjies kies nie. Ja, mag die Here vanaand saam met sy seun, mag hy die woord seën wat uitgaan, want daar's 'n paar dingetjies wat ek wil deel vanaand, soos wat die Here op my hart lê. En mag die Here sy woord oordra soos hy wil en nie soos ek wil nie. Amen. Ek bid vanaand weer eens dat hy my niks sal maak, sodat hy alles sal wees. En dat hy sal spreek met harte vanaand. Dis die Here wat groei. Amen. Dis die Here wat laat groei. Die een saai, die een maak nat, maar God laat groei. Prys die Here. Sy woord is dit wat in ons hart geplant word, die saad. Hoor mooi. En dan word dit nat gemaak. En so sal God laat die vrug mooi groei. Hy wat 'n goeie werk in ons begin het, hy sal dit volbring. Halleluja, prys die Here. Vanaand wil ek Matteus 18 vanaf vers 15 met julle deel. En ek bid dat die Here dit mooi sal oopbreek vir ons. Prys die Here. Vers 15 sê, en as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. En as hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Nou somtyds is daar mense wat teenoor ons opstaan en verkeerdelik ons handel, teenoor ons handel en lelik is met ons en weet, somtyds van ons kant af weet ons nie werklik wat in iemand se lewe aangaan, hoekom hulle op sekere maniere optree nie. Maar 'n mens moet met daai persoon praat. Dit is wat Jesus hierso sê. Hy sê, as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Gaan sien hom, probeer 'n ding uitsorteer, bestraf dit wat hy gedoen het, want dit is nie van die Here af nie. Hy sê, en as hierdie broeder luister, of hierdie suster luister, dan het jy so 'n persoon gewen vir die Here, vir die koninkryk. Amen. Maar hoor mooi, maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. Weet, daar sekere maniere wat 'n mens moet werk wanneer 'n mens in 'n bediening staan.
Om in die bediening te staan is nie altyd net sodat jy preek. Jy is nie net daar om woord te bring nie, ons is daar om mekaar te stig, ons is daar om mekaar op te tel, maar ons is daar om mekaar te leer wat Jesus ons geleer het. En hier wil die Here vir ons iets leer. Hy sê as iemand teen jou sondig, kry die persoon alleen en wanneer jy hierdie persoon met hom gepraat het en jy wen hom, prys die Here. Maar as hy nie luister nie, kry jy 2 of 3 wat saam met jou kan gaan en dan praat 'n mens met hom, want onthou daar wat 2 en 3 in sy naam vergader, daar sal die Here wees. En wanneer ons saamstem oor 'n saak, so sal dit wees. Maar as hy dan ook nie luister nie, dan moet jy die persoon voor die gemeente roep. Ek dink baie maal wil die Here vir ons iets wys, want dis nie lekker om uitgeroep te word voor ander mense wat jy gedoen het nie. So ek dink in die eerste plek moet 'n ou dit klaar uitsorteer en hopelik kan dit uitgesorteer word. Anders moet ons iemand inbring wat ons kan vertrou, want wanneer hierdie ding uitgesorteer word, dat hierdie persone nie kan gaan uitpraat nie. Hoor mooi, ek sê altyd, 'n mens bely nie jou sondes voor ander mense nie. Jy bely dit voor God, want wat ons doen is, want mense lyk van skinder. As hulle weet wat is jou belydenis, dan het hulle iets om met iemand anders te praat. Het jy gehoor wat was daai ou se sonde? Het jy gehoor wat het hy bely? Weet jy wat, dis 'n saak tussen jou en die Here. Ja, amen. Maar wanneer daar 'n probleem is tussen 'n broer en 'n suster, of 2 broers of 2 susters, sorteer dit uit. Sodat ons mekaar kan wen vir die koninkryk. Maar as dit nie werk, is daar God, ons dien 'n God van orde. En hierdie God van orde wys vir ons wat is die orde wanneer iemand iets doen teen ons. Sorteer dit uit, as ons dit nie kan uitsorteer nie, kry iemand wat jy vertrou, laat ons dit uitsorteer saam met getuies. As dit dan nie so werk nie, dan sê hy. En as hy nie na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. In ons geval, as ons dan alles probeer het met iemand, skud jou voete af, los hom. Maak soos wat Paulus gesê het, gee hom oor aan die Satan, sodat hy dan op so 'n manier gered kan word. Party mense wil nie gehelp word nie. Party mense is maar net daar om jou seer te maak, om jou af te breek, en ek wil net vir jou ietsie sê, as jy aan die Here behoort, vertrou die Here dat hy jou sal heel maak. As iemand jou seer gemaak het, vergewe hulle net, laat hulle gaan, en as hulle nie wil luister nie, is dit beter om jou hande te was en sê, Here, ek laat so 'n persoon aan u oor, of soos Paulus sê, gee hom aan die Satan of haar aan die Satan oor, sodat hulle dan gered kan word. So, daar is party mense, die Here weet dit. Hy sê, ons moet in vrede met mekaar woon, so ver as wat ons kan. Die Here het geweet, ons sal nie met almal in vrede kan leef nie. So ver as wat ons kan, moet ons in vrede met mekaar leef. Verstaan ons dit? Onthou net, nie almal gaan saam met jou in vrede kan leef nie. Nie almal gaan vir jou luister nie. Nie almal wil vrede hê nie. Nie almal wil vrede maak nie. En dit is die hartseer van die mens. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, nou gee hy vir ons mag. Hy gee vir my en jou hierso iets, 'n autoriteit. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. Dit wat jy hier bind, moet in die hemel gebind wees. Man, ek bind die werke van die vyand, halleluja. En ek glo vanaand, as ek die werke van die vyand bind, is dit in die hemel gebind. Hy kan my niks maak nie. Niks. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weet julle wat, daar sekere dinge wat ons moet losmaak.
Ons moenie bid daaroor nie. Ons moenie die Here smeek daaroor nie. Ons het autoriteit ontvang om los te maak, sodat dit los kan wees in die hemel. Ek wil liefde loslaat in my huis, sodat dit in die hemel bevestig kan word, dat daardie liefde in my huis los sal wees. En daai goed wat nie in my huis hoort nie, ek bind dit in die naam van die Here, Amen. Amen. sodat die hemel agter my staan en sê, so sal dit wees. Halleluja, prys die Here, man. Amen. Ek wil vir julle sê, my broer en my suster, die woord van die Here gee vir my jou autoriteit as kinders van die Here om te bind en te ontbind. Hoor mooi wat ek vir julle vanaand sê. Jo, prys die Here. Hy sê, weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat julle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Hoor mooi wat ek vir julle sê. Partymal gaan ons saamstem oor goed wat nie God se goedkeuring vat nie, maar omdat julle saamstem, gaan die Here dit toelaat. So pas op met wat ons saamstem. Net 'n waarskuwing. Ek weet waarvan ek praat, ek is deur al hierdie goed. Pas op waaroor 'n mens saamstem. As ons saamstem oor 'n saak, moet dit goed wees wat God se goedkeuring wegdra. Amen. Stem julle saam? Prys die Here, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Ons wat saam vergader, die Here is in ons midde vanaand. Halleluja. Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here in ons midde is nie? Ja, daar's mense in Klerksdorp wat kyk. Daar's mense in Rustenburg wat kyk. Hier's mense in Moreesburg wat kyk. Hier's mense uit die Wes-Kaap uit wat kyk. En ek wil net vir julle sê, die Here is in ons midde en ek prys hom daarvoor. Halleluja. Ek raak opgewonde as ek weet die Here is in die midde, man. En hoor wat sê hy. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? In die eerste plek verduidelik die Here vir jou wat se stappe 'n mens moet volg. En as daai stappe nie werk nie, dan moet hy maar wees soos die heidene, soos mense wat in die wêreld is. Hulle moet hulle eie gang gaan. Maar dan kom Petrus nou en sê, maar nou hoeveel keer moet ek dan my broeder vergewe? Dis nie te sê dat jy moet die mense net afskryf nie. Jy moet hulle vergewe. Maak my vas, Here Jesus, maak my vas. Maak my vas aan die genade troon. Dis waar, broer Leon, ons moet vas wees aan die genade troon van God. Petrus is altyd die een wat die moeilike vrae vra. Hy is altyd voor op die wa, as ek dit so kan sê. Hy sê, nou hoeveel maal moet ek iemand vergewe wat my te nakom? En Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7. Hierdie is 'n baie diep ding. Moenie iets teen mense hou nie, want die duiwel weet dit gaan jou vernietig. Ja. Sodra jy iets teen iemand hou, gaan die duiwel jou vernietig. Spreek vry, los hulle, laat hulle aangaan, los hulle by die Here se voete, man. Hy sê, daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning, wat met sy diensknegte wou afreken. Nou kom die Here, en hy gebruik 'n aardse voorstelling van 'n koning, wat iemand wil uitsorteer. Hoor mooi wat gebeur hierso. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dan dit betaal moet word. Toe val die diensknegt neer, en buig voor hom en sê, Here, wees lankmoedig met my. Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal U alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat, en hom die skuld kwytgeskel.
'n mens se hart kan soms sag raak teenoor party mense. Maar hier kom ook 'n waarskuwing. Pas op wanneer ons vir iemand jammer kry. Daai persoon het nie dalk dieselfde hart wat jy het nie. Dis waar. Hoor mooi. Die koning het hierdie man kwytgeskel omdat hy hom jammer gekry het. Hy het hom jammer gekry en hy het hom gesê dis reg en hy het hom kwytgeskel. Maar toe daardie selfde man, daai diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegt vind wat hom 100 pennings skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Het nie dieselfde hart gehad nie, as sy heer nie, die een wat kos op sy tafel sit, maar die een wat hom geld geskuld het, nou voel hy verhewe bo hierdie ou. Hoor mooi, moet nooit te groot word in jouself nie. Moenie dink jy's beter as ander nie. Jy's kwytgeskeld, die Here was goed vir jou gewees. Hoekom kan jy nie goed wees vir iemand anders nie? En hy gryp hom aan die keel, hy raak sommer wreed, gewelddadig. Is ons mens nie altyd so nie? As jy my iets aan my doen, dan gaan ek iets teen jou doen. Ons moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Hy sê sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. Hoor mooi, en hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. Wat sy uiterste gaan ek en jy loop of neem om iemand te kry om vir jou te gee wat hy aan jou skuld. Weet jy wat, ek het altyd vir mense gesê, jy leen nie vir iemand eers geld nie. As jy nie het om te leen nie, moenie vir iemand iets gee nie. Bless eerder iemand sodat, want iemand wat na jou toe kom, wat vir jou geld vra, wat by jou iets nodig het, is in die knyp. En as jy vir hom leen, dan moet hy dit nou teruggee, want jy verwag dit terug. Dan sit jy hom nog verder onder druk. Hy's klaar in verdrukking, hy's klaar in die skuld, maar nou skuld hy jou ook. So jy is besig om 'n ou af te druk. Ek sal eerder sê, as ek het, gaan ek iemand bless. Of hy dit nou teruggee of nie. Dis hoekom my vrou my nie geld gee nie, want ek gaan alles weggee. Dit is die tipe mens wat ek is. Hoor mooi wat ek vir julle sê vanaand. Met watse hart doen ons sekere dinge. Die Here is goed vir ons. Hoekom kan ons nie goed wees vir iemand anders nie? Ons moet mense vryspreek. En ek dink om jouself vry te spreek is baie moeiliker as om iemand anders vry te spreek. Hierdie is vir my baie belangrik dat ons verstaan wat die Here se hart is hierso. As ons kinders van die Here is, hoekom het ons nie die hart van God nie? Ons is wedergebore deur die Gees van God. Hoe kan ons nie soos hy wees nie? Hoor mooi, hy het hom in die gevangenis gegooi, en toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daar's altyd iemand wat sien wat jy doen. Mense hou ons dop as kinders van die Here. O, jy noem jouself 'n kind van die Here, en jy doen sulke dinge. Hoorie, ek wil vir julle vandag sê, gee jou hart vir die Here, dan sien jy hoe kyk mense vir jou. Dan hou hulle jou eers dop. Hoor mooi, dan gaan hulle kyk na wat se foute jy maak. Ons is dan in die limelight van die wêreld. Hulle kyk na ons, hulle kyk hoe behandel ons ander mense, hulle kyk hoe praat ons, hulle kyk hoe reageer ons wanneer ons by 'n teller is en sy maak 'n fout of hy maak 'n fout. Hulle kyk, hulle hou ons dop. Ja. En ek wil vir julle vanaand sê, as ons nie die vrug van God dra nie,
gaan ons tweede kom. Ons gaan die koninkryk van God skade aanbring deur ons eie grootsheid van die vlees. Ja. Kom ons word nederig voor die Here. Kom ons wees laaste, nie eerste nie. Want wie eerste sal laaste wees. So wees eerder laaste, dat die eerste kan wees. Amen. Hy sê, daarop roep sy Heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt. Hulle sit in die kerk. Hulle sit in die kerk. Ek sê vandag vir julle, hulle sit in die kerk. Hulle gaan jou niks. Mense sit in kerke vandag. Hulle wil niks doen in die kerk nie, maar as iemand iets doen in die kerk, dan is hulle jaloers. Dan sê hulle, ja, hierheen en daai en kyk, hoor hierso. Moenie agslaan op hierdie mense nie. Vergewe hulle, spreek hulle vry. Want daar's altyd iemand wat jou wil afbreek. Daar's altyd iemand wat tweedrag wil bring in die kerk. Die eie ek, ja broer Leon. Ons moet daai eie ek doodmaak. Ja, amen. Dis hartseer om te dink dat ons gaan kerk toe, maar daar's altyd iemand in die kerk wat iets, hoe kan ek sê, wat nie eintlik opreg is. Maar jy moet jou nie steur aan sulke goed nie, want jy gaan tot 'n val kom. Kyk nie na ander nie, sodat jy nie val nie. Wees jy getrou aan die Here en doen jy wat die Here van jou verwag. Amen. Vergeet van al die ander mense. Want kyk wat gaan hierso gebeur. En die Here gaan dieselfde doen. Hy sê, moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek ook aan jou barmhartig gewees het nie? God vra vanaand vir my en vir jou. Moes ons nie ook goed gewees het vir iemand anders soos wat hy goed is vir ons nie? Die Here wil vandag by my en jou weet, as kinders van hom, behoort ons hom te verteenwoordig. Ons slaan nie die Here se naam met 'n plank nie, hoor. As kind van God, wanneer jy verkeerde dinge doen, slaan nie jou naam met 'n plank nie, jy slaan die Here se naam met 'n plank. Die koninkryk van God ly skade, nie jy nie, die koninkryk van God. Dis hoekom daai eie ek wat broer Leon nou van praat, hy moet doodgaan. Want dit gaan nie meer oor my nie, en gaan nie meer oor jou nie. Dit gaan oor God en God alleen. Dit gaan oor die Here Jesus Christus en sy koninkryk. Ons soek sy koninkryk en sy geregtigheid. Amen. Niks te doen met my nie. Niks te doen met mense nie. Dit gaan oor God. Ja. En sy Heer het hom met 'n toren oorgegee en die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy aan hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortreding vergewe nie. Daar kom 'n tyd, what comes around, or what goes around comes around. Daar kom 'n tyd wat jy jou pak slaag gaan kry vir dinge wat jy gedoen het en ek gedoen het. Kom, ons vra die Here om ons nederig te hou. Ons vra die Here dat ons eerder minder sal wees en ander meer. Ons ag iemand ander hoër as wat ons osself ag. Amen. Ek hoop hierdie boodskap het vir julle iets beteken vanaand. Is daar iets wat jy wil sê, my skattebol? Ja, ek wil graag net vir elkeen. Eintlik ons is nou al amper sê totsiens, maar ek sê goeienaand aan elkeen. Amen. En, ek is lief vir elkeen van julle. En ek wil net Efesiërs 4 vers 32 lees. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, Amen. soos God julle ook in Christus vergewe het. En dan my boodskap wat ek wil gee vir julle, vir hierdie naweek en die week wat voorlê. 'n Ware disipel van Christus leef in liefde. Soek versoening, bid in eenheid en vergewe ander soos God hom of haar vergewe het. Amen. Dis my boodskap vir julle vanaand. En ek is lief vir elkeen van julle en geniet 'n wonderlike koue naweek. Prys die Here.
alweer eens, wat 'n mooi opsomming van my vrou se kant af. Ons loof die Here Amen. en ons prys sy wonderlike naam. Broers en susters, ons is baie lief vir julle. Ons bid vir julle, bid vir ons ook. Ons bid dat die Here ons almal sal staande hou, dat hy ons swakke hand in sy sterke sal hou en dat ons altyd nederig voor die Here sal wees. Nederigheid is beter as die grootsheid van die vlees. Kom ons wees Christus vir die wêreld daar buite, sodat mense kan sien wie jou God is, vir wie verteenwoordig ons. Mag die Here julle werklik net seën, mag hy julle behoed, en mag hy net julle raak sien. Ek wil net graag afsluit met hierdie lied. Dis maar Jolandi se gunsteling lied. So, kom ons gee dit vir haar. Sy is so lief vir hierdie lied, is nie waar nie, en daar is baie wat lief is vir dit. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron En hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal al vir my voorsien, soos 'n pas op vir sy kinders, en meer as wat ek ooit sou kon verdien. prys Die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, prys die Here, die Here, siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Halleluja! Die Here is my voorspoed, Yes! hy sal Vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, geen meer as wat ek ooit sou kon verdien. Yes, Lord! prys Die die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, lewe, prys die Here. Die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, al wat lewe, prys die Here. Sing song. Lewe, sy naam, die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, lewe, prys die Here. Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, prys die Here. Die Here is my vesting, Die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag.
Ek en Jolande raak so excited, ons loof die Here dat die foon skoon skuif, halleluja. Ek sien ek sit al so in die regterkant van die skerm, prys sy wonderlike naam. Ag, mag die Here julle seën, mag hy julle behoed, mag hy julle bewaar, halleluja. Mag sy aangesig oor julle skyn en julle genadig wees. Mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle vrede gee. Daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Bid ek oor elkeen van julle. Ons is baie lief vir julle. Mag julle 'n wonderlike nagrus hê, 'n mooi naweek hê. En wanneer elkeen DV sonde bymekaar kom om die Here te loof en te prys, doen dit uitbundig, doen dit met liefde vir die Here, halleluja. Ja, En gaan om te luister, gaan met 'n oop hart, gaan met geopende ore, sodat ons kan hoor wat die Gees van God wil sê, halleluja, prys sy naam. Dankie, Here. Mooi aand. Amen. Baie Jesus liefde aan elkeen van julle. Ja, laat sy wil geskied, broer Boetie. Mooi aand vir elkeen van julle, hoor. Alles wat mooi is,